wat gebeur in hierdie vormingsproses? En dit is vir ons belangrik. Kyk nou mooi, ek het sulke wit slides gehad, en nou sit hulle vir hulle sulke mooi baadjies aan. Mense, Sharnay, ek weet nie, julle het my slides aangetrek, jong. In Namakoland sê hulle, as iemand mooi is, dan sê hulle, die liewe Vader het hom in 'n mooi lappie toegemaak. My slides is in 'n mooi lappie toegemaak. Wonderlik. So, in hierdie vormingsproses gebeur daar 'n paar dinge. Dit is hier waar ons voorberei word vir wat op pad is. Dis hier waar jy geslyp word. Dis hier waar jy toegerus word. Dis hier waar jy getoets word. Hier is 'n hele paar goed wat gebeur in hierdie proses. So, dis belangrik. Is in hierdie proses wat ons groei tot volwassenheid, sodat ons dit kan hanteer wat God vir ons in gedagte het. Wie weet dat die Here nie altyd vir jou sommer net iets kan gee, as jy daarvoor vra nie. Jy moet reg wees om dit te kan hanteer. 'n hele klompie jare terug, toe is daar 'n paar sterk geestelike manne in Port Elizabeth, en hulle sê, ons gaan die stad vat, ons gaan die munisipaliteit vat, ons gaan die regering vat, ons gaan, en een ou staan op, hy sê, het julle die kapasiteit om die stad te vat? Jy gaan net dit kry, as jy deel gehad het in die proses van voorbereiding. So dis belangrik, dat ons daarby sal uitkom. So, God prepares us for His promise through a process. He uses seasons of waiting, often called the wilderness, wille woeste, wille weste, to build the endurance, humility, and spiritual capacity we need to sustain the very blessings He has spoken over our lives. Dis hier waar jou karakter gevorm word, dis hier waar jy groei in geloof, en waar kennis en wysheid toeneem. Sy gebeur baie goed. So ja, as ons 'n vergelyking wil maak, dan moet ons hier na hierdie prentjie kyk, na die snoeiproses, maar daar's ook 'n ander prentjie wat wys van die pottebakker, van die klei, die word gevorm. En nou, is ons my so mooi daar in Jeremia 18 vers 4, waar die woord ons leer, en hy hoor wat sê die woord, en die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk, soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker. Maar hy het daaruit weer 'n ander voorwerp gemaak, soos dit in die oë van die pottebakker reg was om te maak. Somtyds is dit nodig, dat ons vorm bietjie moet verander. Die Here het 'n plan met ons, en hy het ons gevorm, en dan werk hy weer aan ons. Hy sit miskien 'n bietjie klei by, of vat 'n bietjie weg. Maar hierdie prentjie sê, ek is gewillig om gevorm te word. Hierdie prentjie sê, ek is beskikbaar om gevorm te word. Waaroor gaan dit? Efesiërs 4 vers 12. Om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. En dit is wat belangrik is. Ons word voorberei, sodat ons perfek kan inpas by God se plan vir ons lewe. God often reveals a promise before we have the maturity to handle it. Ons moet weet, ons moet sterk genoeg wees, ons moet geoefen genoeg wees. Dis wat Hebreërs 5 vers 12 tot 14 vir ons leer. Julle weet mos nou al wat staan daar. Sê, by hierdie tyd moet julle nou al leraars gewees, maar julle is nog met melk besig, en julle is onervare in die woord, en julle kan nie vaste spyse eet nie, omdat julle nog babas is. Julle het nie volwasse geword, om dit te kan hanteer wat God vir jou in plan het nie. As ons vanmôre gesing het, God is groot,
moet ons weet dat die plan wat hy met ons het ook groter is as wat ons kan dink. Want die Bybel sê ver meer as wat ons ooit kan bid of dink. Dis wat God vir ons 'n gedagte het. As hy praat van wat die oog nog nie gesien en die oor nie gehoor en die hart van die mens nie opgekom het nie, dan verstaan ek dat God meer het as wat ons miskien kan hanteer. So ons moet, nou sê hy daar in vers 14, hy sê, ons wat volwasse is, het geestesvermoëns om te kan onderskei. Ons het geestesvermoëns om dit te kan hanteer, wat God na ons toe bring. Want in hierdie vormingsproses gaan ons baie dinge leer. Maar een van die dinge wat ons gaan leer, en dit is, God het meer vir jou in stoor. Hy wil jou verder vat as wat jy dink jy kan gaan. Hy wil jou stretch. Baie keer verstaan ons nie tot waartoe ons in staat is nie. Tot ons op die plek kom waar hy met ons besig is, sodat ons kan verstaan wat hy in ons ingebou het. Want as jy verstaan wie in jou is, dan kan jy 'n begrip hê of 'n idee kry van waartoe God jou kan stuur en gebruik, selfs ook in sy beloftes. Kom ons gaan aan en ons begin by karakter. In hierdie proses word ons karakter gebou. Dis hier waar ons getransformeer word, waar ons verhouding met God in lyn gebring word met die karakter van die Here. Dis hier waar ons motiewe van die hart suiwer moet wees. Wat die Here in en deur ons moet doen, moet nooit gaan oor wat ek daaruit kan kry nie. Jy sien, jy moet God se karakter kan demonstreer. Jou motiewe moet suiwer wees. So hier gaan dit juis meer net om hom as oor my. Want baie keer wil ons goed doen sodat mense kan sien ons werk vir die Here. Sodat mense kan sien die seën van die Here is op jou. Wanneer die Here iets aan jou gee, doen hy dit met 'n rede, met 'n doel. Dis belangrik. Wat die Here doen, dit gaan nie hier oor wat ek daaruit kan kry. Dit gaan oor primêr, gaan hy hierdeur verheerlik word. Gaan sy koninkryk daarby baat vind. Dit is hier waar ons leer van heiligmaking. Nou heiligmaking in kort, my broer en suster, is nie om met 'n Bybel onder jou arm heeldag te loop, op die hoeke van die strate te staan en te sê, Jesus saves nie. Dis om te lewe soos iemand wat deur die bloed van die lam gered is. Dit is om so te leef, dat mense kan sien, dat Jesus die koning van jou hart is. Heiligmaking is so van kardinale belang, dat Jesus in Hebreërs 12 vers 14 sê, sonder heiligmaking sal jy God nie sien nie. So heiligmaking gaan nie oor hoe heilig ek is nie, dit is net hoe meer ek my vir die Here gee, hoe meer ek toelaat dat hy alles van my wegvat, en al wat oorbly, Johannes 3 vers 30 wat sê, ek word minder, hy word meer. Dit beteken, in hierdie vormingsproses, gaan ek moet beheer oorgee. Een van die moeilikste goed, wat mense sukkel mee in die lewe, en dit is, om beheer oor te gee. Ek wil altyd in beheer wees. As ek net in beheer kan wees, dan kan dinge maar kom, dan kan ek nog 'n plan maak. Maar wanneer jy nie meer in beheer is nie, dan verstaan jy moet oorgee en met geduld en met hoop en verwagting op God vertrou, met die sekerheid dat hy die beste weet. Nou, ek wil tog vanmôre vir u iets sê, en dit is, ons hou so vas in ons gemaksone. Ons hou so vas aan dit waaraan ons gewoond is, wat vir ons lekker is, wat vir ons aanvaarbaar is, wat ons eie domein kan noem. Maar in hierdie proses gaan die Here jou uit die boot uitvat.
Die Here gaan jou leer om op die water te loop. Die Here gaan jou leer, jy gaan goed doen wat jy nie gewoond is om te doen nie. Waar jy geen beheer het nie, waar jy net weet, dis net die Here alleen wat hier kan help. Kom ons vertrou die Here. Kom ons gee oor. Kom ons laat toe, want in hierdie proses van vorming leer jy om oor te gee. Die eerste keer is dit dalk nie so maklik nie. Dis nie so maklik om uit 'n boot te klim en op water te loop en te wonder, is hier 'n muurtjie nie? Kan ek hier kan loop nie? Nee, jy stap net in geloof, want die Here het 'n woord vir jou gegee. Die Here het jou 'n belofte gegee. Die Here het jou 'n opdrag gegee. Dit maak nie saak wat dit is nie. Jy stap in gehoorsaamheid. Om beheer oor te gee beteken dit, al wat ek doen is, hy sê, Here, ek kan dit nie doen nie, maar ek weet U kan. Help my daarin. Karaktersuiwering, die snoeiproses, waarvan ons lees in Johannes 15, vers 2. Hy sê, elke loot wat nie vrug dra nie, knip ek weg. Wie weet, dit is nie lekker nie, om geknip te word nie. Om so 'n bietjie gestroop te word. Miskien is dit 'n ego, miskien is dit hoogmoed, miskien is dit trots. Ons weet nie. Miskien is dit ongeloof. Hy sê, en hy maak die lote skoon, sodat hulle beter vrug kan dra. So karaktersuiwering is jy sodat jy beter vrug kan dra. Hier waar jy ontslae raak van alles wat God nie behaag nie. Dis ongemaklik, dis baie keer moeilik, dis baie keer niks lekker nie, dis teleurstelling, dis trane, maar as jy by die Here se voete bly en toelaat dat hy beheer vat oor jou lewe en jou bietjie snoei, en ons weet mos nou hoe lyk dit om gesnoei te word, gaan kyk maar bietjie, hoe hulle daai wingerd sny, dit lyk of daar niks meer gaan oorbly nie, dis net 'n ou dik stam wat daar sit. Hulle knip daai ou boompie, wat so groot was, net so klein, maar as jy na die oes gaan kyk, dan sien jy daai wingerd het so gegroei. Daai boom is nou net so groot. So, karaktersuiwering is deel van die proses waar ons gevorm word, sodat ons kan ervaar dat God het 'n plan met ons lewe. In hierdie proses verdiep jou verhouding met die Here. Met ander woorde, jy word meer en meer soos hy. Hy vorm jou en hy maak jou om meer en meer soos hy te lyk. Jesaja 61 vers 8 is deel van ons skrifgedeelte wat sê, ek is die Here en ek soek geregtigheid by julle, en dit kom uit die boodskapvertaling uit. En dit het my so aangegryp. Wat soek die Here by ons? Geregtigheid. Matteus 6:33. Soek eers die koninkryk en sy geregtigheid. Dis belangrik vir die Here. In hierdie proses bring die Here jou nader aan hom en jy beleef 'n dieper geestelike intimiteit met God. Wat gebeur? Hoe vorm hy jou? Wat gebeur in jou verhouding? Jy het binnekamer afsprake. En ek sit gisteraand en terwyl ek so oor my notas kyk, toe wonder ek, hoeveel mense het nog binnekamer afsprake? Waar dit net jy en die Here is. Die Bybel sê jy gaan in jou kamer en jy maak die deur agter jou toe, dat dit net jy en die Here is. In hierdie proses leer ons om daarby uit te kom. Hebreërs 10 vers 19 sê, hy het vir ons die pad oopgemaak tot in die binnekamer, die allerheiligste. Vers 22 sê, ons gaan in met 'n waaragtige hart en volle geloofssekerheid. En vers 23 sê, vir ons die belofte
Hy wat dit beloof het, is getrou. In jou binnekamer. Dis daar waar jou gebedslewe nuwe perspektief kry. Van kleintyd af sing ons mos nou die ou liedjie in die Sondagskool. Lees jou Bybel en bid en jy sal groei en groei en groei. So jou verhouding verdiep. Daar's nog 'n paar ander goed wat ook gebeur en dit is dat die Here vergroot jou kapasiteit. Met ander woorde, dit sê vir my dat dit wat die Here instoor het, daar's nog baie meer as wat ons het. Dit sê vir my, ek kan nie 'n arrive mentality hê nie. Ek het nou alles bereik nie. En ons kry dit baie keer in die kerk, dat mense sê, ek is nou gered, ek is gedoop, ek is vervul met die Heilige Gees, en ek is op die kerkraad, ek het nou alles. Jy het nog net begin. Die Here het baie meer vir jou, so, hy wil jou kapasiteit vergroot. Nou in 1 Kronieke 3 vers 10, het Jabes 'n gebed gebid. Nou ons verstaan, Jabes kom uit 'n pynlike geboorteproses uit. En ek dink dit is wat vorming ook baie keer vir ons laat voel en ervaar. Dit is 'n pynlike geboorteproses van iets nuuts wat God wil in ons bou en in ons maak. En dit het hom, hierdie proses het hom beweeg om te sê, Here, vergroot my grondgebied. Maak my kapasiteit meer. Jou groter kapasiteit gaan jou help om dit wat die Here aan jou toevertrou beter te bestuur en te hanteer. En om ook die wat rondom jou is te impakteer. Ons moet toelaat dat die Here in ons kan werk soos hy wil. Wat God, wat groter is as ons gedagte, wil vanmôre vir ons sê, en dit is, jy moet jou tentpenne wyer slaan, jy moet jou seile langer maak, want wat ek het, is baie meer as wat jy op die oomblik kan hanteer, so ek gaan jou voorberei vir dit wat kom. Dit moet ons eintlik opgewonde maak. Dit moet eintlik maak dat ons kan sê, Here, kom ons vergroot ons grondgebied. Dit maak ook dat ons volkome afhanklik word van God. In hierdie proses leer ons dat ons nie op ons eie kan staan nie. Ons het die Here se krag nodig. Ons het die Here se genade nodig. Ons het God se wysheid nodig. Ons leer om die waarde van dat ons van die Here afhanklik is vir alles wat deel uitmaak van sy plan vir ons lewe. Daarom, my broer en suster, wil ek vanmôre, as jy nog gekom het om 'n mooi preekie vanoggend te hoor, is jy op die verkeerde plek. Maar as jy gekom het om iets van die Here te hoor, is jy op die regte plek. En ek wil vanoggend vir jou sê, as jy nie op die plek kan kom waar jy kan sê, Here, sonder U kan ek nie, wil ek nie. Kan die Here niks met jou maak nie. Ons moet leer, ons is van die Here afhanklik. En soms word ons sommer in 'n drukgang gesit, sodat ons half amper geforseer word. Ons moet net, dis net die Here alleen wat dit kan doen. Elke keer by die Mighty Men, as ons terugkyk en ons bedink dit wat die Here gedoen het, dan sê ons kon dit nie doen nie. Maar die Here het. En hy gaan dit weer doen. Maar 'n paar weke gaan ons weer sien hoe dat die Here vir ons meer gaan gee as wat ons ooit gehad het. Meer gaan doen as wat hy ooit gedoen het. Ons verwag dit. Maar ons moet weet dat ons is van hom afhanklik. In onsself kan ons dit nie doen nie. Jy kan 'n multimiljonair wees. Maar as jy nie op die plek kan kom waar jy sê, Here, ek het U nodig. Want weet jy wat? Alles wat jy het God aan jou gegee. Jou hande, jou voete, selfs die asem in jou mond. Hy kan net sy vinger lig en dit is weg.
Ons is so afhanklik van die Here. En moenie dat ons in hierdie proses gaan ons maar net weer en weer ervaar en beleef. Dis die Here wat dit doen. Dis nie jy nie. Daar's 'n pragtige gedeelte in Jesaja waar die Here sê ek gaan 'n nuwe ding doen. Hy sê maar ek gaan dit doen sodat julle nie kan sê julle het 'n aandeel daarin nie. Maar ek gaan dit tot julle voordeel doen. En daarom is dit belangrik dat ons sal verstaan en onthou. Moenie vergeet, by dit alles, hoekom wil die Here hê ons moet afhanklik van hom wees? Want sy naam en sy eer is op die spel. Dan, in hierdie proses, gaan ons toetse skrywe. Die Engelse praat van 'n refine. Hy gaan ons blink maak, mooi maak, afrond. Ons gaan getoets word. Dis seker die moeilikste deel van die proses, is om toe te laat dat God sy eie handewerk kan toets. Want hy gaan, ek het so dikwels, terwyl ek klomp jare gelede nog by die Bybelskool, by 'n Bybelskool betrokke was, vir die studente gesê, 'n toets is nie daar om jou senuweeagtig te maak nie. 'n Toets is nie daar om jou te identifiseer as iemand wat iets weet of nie weet nie. Dis juist daar om te kyk, wat het jy ingeneem, wat kan jy hanteer en waar kan ons verbeter? Toets het geen negativiteit ten doel nie. 'n Toets is juist daar om te kyk, waar moet ek nog bietjie werk? In hierdie proses word ons getoets. Dis hier waar die klei op die skyf kom. En dan in die oond gaan. As jy nou die pottebakker ken, as hy nou alles nou klaar mooi gemaak het, dan sê hy, okay, nou gaan ek hom toets. Sit hom in 'n oond. Het al gevoel, hier is in 'n oond. Dis moeilik, dis warm, dis nie lekker nie. Maar ons moet uithou, en ons moet aanhou, ons moet vasbyt, want die Here het 'n plan. As ons die toets deurstaan het, sê die Bybel. Ons moet die toets deurstaan. Dis belangrik. Louis Malherbe het gesê, dis hier waar die tek en die teer mekaar kry. Hier waar ons uitvind, is ons gereed vir dit wat die Here het, 'n gedagte het, is ons reg om dit te kan vat, kan ons dit hanteer. Dis hier waar die egtheid tentoongestel word, wanneer die eindproduk na vore kom, as hy hom uit die oond uithaal en hy kyk en hy sê, dis mooi, dis goed so, dis perfek. Volharding is die sleutel vir sukses in jou vormingstydperk. In jou wagperiode waar jy gevorm word, is volharding die sleutel tot sukses. Fokus op die einddoel. Die moeilike vorming is nie vir altyd nie. Kan ek dit weer sê? Die proses hou nie aan en aan vir ewig nie. Maar as jy die oond uitkom, gaan jy gebruik word. As God met jou klaar gevorm het, gaan hy jou gebruik, gaan hy jou stuur, en hy gaan vir jou sê, jy is nou gereed om te ontvang wat ek vir jou beloof het. Hebreërs 12 vers 11. Moet dus nie toelaat dat daar 'n kraakie in julle vertroue op God kom nie. Wie op God bly vertrou, sal 'n groot beloning by hom kry. Julle moet tot elke prys vasbyt. As julle so aanhou om te doen wat God wil hê, sal hy sorg dat julle kry wat hy vir julle beloof het. Kom ons word in hierdie proses, word ons geleer om vasbyters te wees. Om aan te hou en vas te byt is nodig om by die belofte uit te kom. Om by dit uit te kom wat God in gedagte en in plan is. Ek wil afsluit met 'n paar gedagtes om u te help
in hierdie proses. God is preparing you for greater things. En ek dink, dis die eerste ding wat ons vanmôre vir onsself moet sê. God is besig om my voor te berei vir groter dinge. Ek weet dat dit wat die Here vir hierdie kerk en vir hierdie gemeente in plek het, kan hy net aan mense gee wat voorberei is. So moenie huiwer nie, moenie aarzel nie, moenie wag nie. Klim in die proses sodat hy jou kan vorm, sodat ons by dit kan uitkom wat hy. Daar's baie meer. The pain you've been through is building your strength. Eendag het een van my dogters vir my gevra, papa, hoeveel pyn kan 'n mens hanteer? Ek sê, net soveel as wat jy dit die laaste keer gevoel het. Maar elke keer, as die pyn weer kom, dan kan jy vir jouself sê, ek gaan weer hier deurkom. Dit maak jou geloof sterker, dit maak jou vertroue sterker, it's building your strength. The waiting you are experiencing is building your patience. In hierdie proses moet ons nooit vergeet nie, wag op die Here, al moet jy ook vir 17 jaar wag. Een van die pastore het daarna, in die tyd wat ons in Zambia is, te sê vir my, hy sê, pastor, did you really wait for 17 years? Ek sê, yes. Maar in hierdie 17 jaar, kan ek vir u beloof, was daar baie dae wat ek opgekyk het na die hemel en gesê, Here, ek onthou nog wat u gesê het. En ek hou vas, die Here het nie vir my gesê, dit gaan 17 jaar vat nie. Al wat hy gesê het is, jy gaan moet wag tot dat. Net soos hy vir die disippels gesê het, gaan in die boot betrek en wag tot dat. Hy het nie vir hulle gesê, julle gaan 10 dae wag en dan gaan ek die Heilige Gees stuur nie. Ons moet leer om geduldig te wees. En ons is baie keer skuldig daaraan. Waar ons sukkel om geduldig te wees, waar ons sukkel om oor te gee en beheer oor te gee. The challenges you're facing is building your character. Jou karakter word sterk gemaak en gebou. Die gebede wat jy bid in jou vormingsproses, help jou om in lyn te kom met God se plan vir jou lewe. En die grootste doel van hierdie proses van vorming is dit berei jou voor vir jou belofte. It's preparing you for your promise. What feels like a test is actually God's way of preparing you for something greater. Moenie haastig wees in die proses nie. Wees geduldig. Don't resent the wait. Moenie ergerlik raak as die goed nie gebeur nie. Moenie kwaad word as goed nie gebeur soos wat jy dit wil hê nie. Moenie verbitterd raak nie. Moenie voel God is onregverdig in jou proses nie. En moenie jouself jammer kry wanneer die Here met jou besig is en jou bietjie snoei en vorm nie. Ons moet hierdie proses vertrou. Your breakthrough and your promise is on its way. Ek hoop ek het vanmôre iets in u hart gedeponeer, dat u moet hieraan vashou. En as jy bang is, jy gaan dit vergeet, daar's geen kopie reg op notas nie. Daar's nie 'n poppie wet wat jou kan keer nie. Dis vrylik beskikbaar. Maar wat ek wil vanmôre vir u sê, en dit is, kom ons vertrou die Here in hierdie proses. Kom ons gee die Here
'n kans in ons lewe. Mag die Here ons help, dat ons nie, ek wil nou 'n platvloerse uitdrukking maak, don't chicken out. Moenie moed opgee nie. Moenie sê ek kan nie. Bestaan nie so iets vir die kind van die Here, bestaan kan nie nooit. Ons kan, wanneer ons weet, dis nie in ons eie krag nie, wanneer ons weet, dis nie in ons eie vermoëns nie, maar ons weet, ons is so afhanklik van die Here, dat net die Here alleen kan ons help.